Is jy 'n narcis? Arthur Brooks, die kenner van die wetenskap van geluk, maak 'n baie eerlike bekentenis. Selfs hy, met al sy kennis van welstand, sy natuurlike drange trek om voortdurend na homself toe. Hy verwys na die 4de eeuse Augustinus se beskrywing van hierdie toestand as homo incurvatus in se. Dit beteken ingekrul of ingebuig wees op onsself. Nou volgens Brooks is dit ons natuurlike toestand. Ons droom snags van onsself. Ons dink heeldag aan onsself. En juist dit maak ons ongelukkig. Is dit vergesog? Nee, maar en Wynquist het meer as 200 studies ontleed en 'n baie sterk verband gevind tussen oormatige selfgerigte aandag en negatiewe emosies. Hoe meer ons na binne fokus, hoe minder vrede vind ons. Daar's gelukkig ook die goeie nuus. Hierdie ingebore neiging kan oorkom word. Nou Brooks self stel 3 weë voor wat daar deur die wetenskap ondersteun word. Die een is om te fokus op ander mense se geluk. Die tweede is om klein dade van omgee te doen, soos om 'n stukkie vullis op te tel of 'n vriend te help. Die derde een is om bewustelik teenwoordig wees, in die oomblik wees te beoefen, eerder as oor gister of oor môre te top. Nou die Bybel het dit al lankal geweet. In Filippense 2 vers 3 tot 4 skryf Paulus: moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Ons is nie geskep om ingebuig op onsself te lewe nie, maar uitgestrek, met arms oop, met ons hart oop, met ons oë na ander gerig. En elke klein daad van omgee help ons terugbuig van ons ingebuigde self en nader aan die vrede en die geluk waarvoor ons werklik gemaak is. So vandag se vraag is nie eintlik, is ek 'n narcis nie? Dis eerder, na wie gaan ek vandag uitreik? Leef geïnspireerd.